Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Een van die moeilikste dinge om vir mense in die westerse wêreld te leer is om te let go. Want ons is grootgemaak met 'n baie eenvoudige formule. As jy iets in die lewe wil hê, moet jy iets doen. Jy moet harder werk, harder druk, probeer weer, moenie opgee nie, maak 'n plan, neem beheer en beweeg. En daar is niks verkeerd daarmee nie, want die Bybel sê tog, wat julle hand vind om te doen, doen dit met al julle mag. Maar daar is 'n plek waar hierdie filosofie gevaarlik raak. Want wanneer jy begin glo, as ek net nog harder probeer, kan ek uiteindelik alles in die lewe beheer. En dis waar baie van ons onsself en ons menswees verloor. Want soms is daar dinge in die lewe wat nie deur harder werk oopgedruk en geforseer kan word nie. Dinge soos verhoudings, soos mense, tyd, genesing, roeping, omstandighede of selfs God se plan. En hoe harder jy probeer om te beheer, hoe meer gespanne raak jy. En hoe meer gespanne jy raak, hoe meer reageer jy. En hoe meer jy reageer, hoe meer woorde kom daar uit jou mond. En meer woorde, hoe meer aksies. En skielik het een klein probleempie dalk 'n hengse groot sneeubal geword. Nie omdat die oorspronklike probleem nie reël is nie, maar omdat jy dit met jou eie reaksies nog groter gemaak het is wat nodig is. Jy verloor baie keer jou visie en dan verloor jy jou perspektief en jy verloor jou vrede en uiteindelik weet jy nie meer waarvoor jy regtig beklei het nie. Jy weet net jy beklei. Maar hier is iets wat baie moeilik is om te verstaan. Want stil word en rustig word is nie swakheid soos die westerse samelewing ons vertel nie. Om nie onmiddellik te reageer nie, is nie om op te gee nie. Om jou mond te hou wanneer jy eintlik wil ontplof, is nie passiwiteit nie. Om rustig te bly wanneer alles rondom jou begin brand, kan een van die grootste vorme van krag wees wat 'n mens ooit kan ontwikkel. Want woede is maklik, om terug te skree is maklik, om iemand wat jou seer gemaak het met woorde met nog seerder woorde te antwoord, dis maklik. Maar om asem te haal, te stop, om te sê, ek hoef nie nou hierop te reageer nie, dit is krag. Ek dink aan iets wat ek al baie keer gehoor het en wat baie vreemd is. Nou, jy kry dalk paartjies wat so verskriklik graag 'n kind wil hê. En hulle probeer weer, en daar's behandelings, daar's kunsmatige inseminasie, en daar's dokters, en daar's hoop en teleurstelling, en weer hoop en weer teleurstelling, totdat die druk amper ondraaglik word, en die druk op hulle verhouding ondraaglik word. En dan op 'n stadium besluit hulle om 'n kind aan te neem. Nie omdat hulle ophou om te verlang nie, maar omdat hulle ophou om elke dag teen die lewe se gang te probeer beklei. En skielik verander die spanning, die obsessie raak minder en hulle beweeg aan. En soms gebeur daar iets merkwaardig. Skielik daarna raak die vrou swanger. En nou hier is ek versigtig daarmee, want nie elke geval het dieselfde oorsaak nie. Daar is mediese redes waarom swangerskap na 'n fertiliteitsbehandeling of aanneming kan gebeur. Maar die verhaal laat my dink aan iets baie groter. Wat gebeur met 'n mens wanneer jy die druk uiteindelik laat sak? Wanneer jy nie meer elke oomblik probeer forceer nie, wanneer jou hele senuweestelsel nie meer in 'n toestand van wag, vrees en beheer is nie, daar gebeur soms iets binne in jou. Jy haal anders asem, jy dink anders, jy reageer anders en jy leef anders. En dalk begin jy dinge raak sien wat jy voorheen nie kon sien nie. Want wanneer jou hande die heeltyd styf geklem is in 'n vuis, kan jy niks anders ontvang nie. Jy kan nie 'n geskenk ontvang met gebalde vuiste nie. Jy moet jou hande oopmaak. En dis vir my een van die vreemdste paradokse van geloof. Want ek en jy sê baie keer, Here, ek vertrou U. Maar dan hou ons die hele liewe tyd, wil ons die stuurwiel vashou. Ons sê, Here, ek gee dit vir U, maar 5 minute later, dan vat ons dit terug. En ons sê, Here, U kan my lewe beheer, solank U dit net doen, volgens my tydlyn en hoe ek dit wil. Ons is eintlik soos klein kindertjies, ons wil dit hê en ons wil dit nou hê, nie later nie, maar nou onmiddellik. En wanneer God nie onmiddellik antwoord nie, kap ons geestelike voetjies op die vloer. Maar miskien is daar 'n diepere soort geloof, die geloof wat sê, ek sal my deel doen, maar ek hoef nie God se deel oor te neem en alles te beheer nie. Die Oosterse wysheid praat baie keer van loslaat, om nie die heeltyd die rivier te probeer, teen die rivier se stroom probeer
te probeer swem nie. Dit gaan oor asemhaal, oor teenwoordig wees, om nie elke oomblik te probeer beheer nie. En dalk is daar 'n waarheid daarin wat ons as Christene ook weer moet ontdek. Want Jesus sê, kyk na die voëls in die hemel, hulle saai nie en hulle oes nie, en tog sorg die Vader vir hulle. Dit beteken nie jy moet niks doen nie, dit beteken, moenie dink alles hang van jou af nie. Daar is 'n verskil, jy plant die saad, maar God gee die groei. Jy doen die werk, maar God bepaal die uitkoms. Jy stap die pad, maar God ken die bestemming. Jy bid, en dan laat jy los. En dalk is dit presies vandag wat iemand moet hoor. Hou op om jou hele lewe met gebalde vuiste vas te hou. Hou op om elke gesprek te probeer wen. Hou op om elke persoon te probeer verander. Hou op om elke uitkoms te probeer beheer. Hou op om God se werk namens hom te probeer doen. Haal asem, word stil, doen wat jy kan en gee dan die res terug aan God. Want soms is die grootste geloofsdaad nie om nog iets te doen nie. Soms is dit net om op te hou trek, op te hou forceer, om op te hou beklei teen iets wat jy nie kan beheer nie, en met jou hande oop te sê, Here, ek vertrou U. Want miskien wag die antwoord nie aan die ander kant van nog meer inspanning nie, maar aan die ander kant van oorgawe, vertroue, rustigheid en laat gaan. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.